Goeiemôre. Kom ons sluit net 'n oomblik ons oë en ons raak net stil voor die Here. Vader, ek is so bewus van die heilige teenwoordigheid. Ek is so bewus daarvan dat U elkeen van ons beter ken as wat ons onsself ken, want U het ons geformeer. U ken ons gedagtes van ver, ons bekommernisse, ons hartseer, ons benoudheid. En daarom wil ons onsself net vanoggend verloor in die teenwoordigheid. Ons wil nie na iemand kyk of na iemand hoor, ons wil net bewus raak en bewus wees van U heilige teenwoordigheid. En die feit dat U uitreik, dat U elkeen wil aanraak vanoggend. Jesus, ek dink aan toe U op aarde was in die aardse bediening, het U nie belang gestel in die skares nie, maar U het kom stil staan by die enkeling wat 'n behoefte het. En daardeur het ons geleer dat U kom bedien elke individu en ook vanoggend op die vlak van ons verwagting, aan die mate van hoe dat ons onsself oorgee aan U, is Here, ek het U nodig. Ek dink aan die vrou wat aan bloedvloeiings gelei het, wat deur die skare gedring het en net gesê het, as ek net die soem van sy kleed kan aanraak. En dis my gebed, my hartsbegeerte vanoggend, dat ons van alles en almal sal vergeet, en dat ons net ons oë op U sal fokus. Ons het U nodig. Ons het nodig om te bid en te vra, laat U wil geskied soos in die hemel, net so op die aarde. In hierdie tyd wat alles so donker en deurmekaar is, waar daar geen hoop, geen antwoorde van geen kant is nie, bely ons vanoggend dat U is die antwoord. U is die weg, die waarheid en die lewe. En alleenlik deur U kom ons tot die Vader en wil ons voor U neerbuig en U aanbid vanoggend. Dankie vir hierdie wonderlike geleentheid. En dankie dat U vanoggend elke individu kom bedien met U liefde en U genade. En ek loof en ek prys U heilige naam. Dankie dat ons hierdie diens onvoorwaardelik kan oorgee aan U. Laat U wil geskied. Amen. Amen. Voordat ek gaan bedien, wil ek net luister na 'n video wat ek vir Dani gevra het om vir ons te speel. Dankie. This is crazy. The truth is, not all videos are created equal. This one can actually change the world, but you're going to have to follow me on this. The next 3 minutes of your life. Let's go. Step 4, 11:02. I have an alarm set on my phone that goes off every single day at 11:02. It's in reference to Luke chapter 11, verse 2. And when it goes off, I pray one simple prayer. Your will be done. I've been doing it for as long as I've had a smartphone, and I cannot begin to tell you how that one small act every single day has helped me to align with the will of God. Sometimes I'm wrestling with something when the alarm goes off, and in that brief moment, I'm reminded to surrender whatever I'm dealing with to the will of God. So how do we change the world? Well, imagine with me for a moment. Imagine that after watching this, you decide to set an alarm on your phone for 11:02, so that for one brief moment, every single day, you pray the prayer, your will be done, Lord. Now, I'm not doing it alone. 2 or more are gathered around the same idea. Now, imagine if you shared this with everyone you know, and they too did the same thing. Now, thousands of people every single day at exactly the same time are praying the same little prayer. Now, let your imagination run wild. Imagine this simple message went to the far reaches of social media. Millions turned to tens of millions, to hundreds of millions. And now for the first time in human history, we're able to coordinate a body of people from every tribe,
tongue, and nation at the same time every single day, praying the same prayer, "Your will be done, Lord." Imagine you're in an airport or a sports stadium or at a protest rally and your alarm goes off at 11:02. And as you go to pray, your ears pick up the sound of thousands of other alarms going off. In that moment, you know you're not the only one realigning your will with the will of God. Now imagine that an hour later, the same thing is happening one time zone across, and then another time zone an hour after that, circumventing the entire planet. We're a global community for the first time in human history. Right now, you could share a makeup tutorial with someone in Australia, laugh at a cat video posted in South Korea, virtually food prep with a health community in Greece. We repost political rhetoric and conspiracy theories, stand-up comedy, podcasts, and DIY fails. But I believe that there is nothing more worthy of reposting and sharing than this is. If 6-7 can become a viral thing, then 11:02 deserves to become a global phenomenon. God once said, "If my people who are called by my name would humble themselves and pray, I will hear from heaven and I will heal their land." That is the will of God. I don't believe that there has ever been a generation in human history that has ever truly taken God up on that promise. Let us be that generation. Repost, share, send it out to the far ends of the earth. Amen. Ek ontvang donderdag ek hierdie video van 'n Christelike groep. Ek behoort aan die veterane, weermag veterane, en die Christelike groep van die weermag veterane stuur hierdie video vir my op donderdag. En ek stel my wekker vir 2 minute oor 11. Dit was 'n bietjie laat en donderdag was na 11. So dit sou eers afgegaan het Vrydag. Maar ek stuur hierdie video vir 26 mense, almal wat ek ken. Nieu-Seeland, Engeland, Duitsland, oral stuur ek hierdie video. En ek is so opgewonde en ek is so vasgevang in hierdie gedagte dat ons hierdie boodskap oor die ganse wêreld kan versprei. En Vrydag is ek en Elsa en Shaal besig om ons daar by plot besig om 'n hoenderhok te bou. En ewe skielik 2 minute oor 11, daar gaan my foon af, Elsa se foon af, Shaal se foon af. En ons kyk vir mekaar en ons los alles en ons vat hande daar in die veld en ons bid: Vader, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so op die aarde. Maar daar gebeur iets in my hart, in my binneste, om te besef dat hierdie boodskap, ek weet nie hoe ver hy al versprei het nie, want ek is nie enigste een wat dit ontvang het nie, en die ou wat dit gestuur het, het seker ook van iemand anders te ontvang, en ek weet nie hoe ver hierdie boodskap al versprei het oor die ganse wêreld. En ek besef, en ek dink vir myself, dat hierdie uitroep tot God, ons hemelse Vader, moontlik oor die hele wêreld versprei is. En ek is deel daarvan, want ek is sy kind, en hy het 'n wil vir my lewe. En nie net alleenlik vir my lewe nie, maar vir elke geskape persoon op hierdie aarde, het hy 'n wil, 'n doel. Daarom het hy hom geskape en vir haar geskape. Maar daar is ook 'n universele wil. En ek wil vanoggend net 'n bietjie stil staan rondom hierdie gedagte. Maar ek wil u uitdaag. Wil jy nie ook jou wekker stel vir 2 minute oor 11? En wanneer jou wekkertjie afgaan, dan los jy alles waarmee jy besig is. En soos hy gesê het, dat ons sal besef, hy is die antwoord. As ons net soek na sy wil vir jou en vir my lewe, nie net vir ons lewe nie, maar vir daardie oomblik waar jy jouself bevind. Hoe gaan dit nie ons lewens en die wêreld verander om hierdie boodskap uit te stuur nie? Dit was vir my net amazing om dit te besef en dit te ervaar. Nou van die begin af het dit God gewil om sy wil, dit waarvoor hy alles geskaap het, bekend te maak. En ons lees in Genesis
Genesis 1 vanaf vers 26 tot vers 28 en dan ook daarna nog Genesis 2, gaan ons 1 of 2 versies lees. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder, en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En dan lees ons in Genesis 2, vers 15 tot 17, toe die Here God die mens geneem en hom in 'n tuin van Eden gestel, om dit te bewerk en te bewaak. En die Here God het aan die mens gesê, 'n bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterf. En ons sien dat God, toe hy die mens in die tuin geskep het hy gewil, en was dit deel van sy plan om 'n intieme verhouding met hierdie skepsels van hom te hê. En hy het en saam met hulle gewandel daar in die tuin, en daar was 'n gesprek, en Adam het vir hom vertel, wat het hy al die diere genoem, en wat gebeur het, en daar was 'n wonderlike eenheid in verhouding met God Almagtig, ons hemelse Vader. Maar ons ken die verhaal dat God ook die mens 'n vrye wil gegee het om 'n besluit te neem. Want God wil nie 'n klomp zombies gehad het of robotte gehad het wat net reageer op God se stem, maar God het 'n wil in elkeen van ons lewens en ons bestaan daar gestel om 'n besluit te kan neem. En ook het die mens baie gou geleer dat elke besluit wat hy neem, en dit geld ook vandag nog, elke besluit wat ons neem het 'n konsekwensie, is daar 'n gevolge. En daarom is dit so belangrik dat ons God se wil sal soek en sal uitroep, laat u wil geskied. Want ons sien dat ongehoorsaamheid het sonde gebring. En sonde, soos God gesê het die dood gebring. Maar in hierdie konteks is dit nie die vernietiging van die mens nie. Hierdie dood spreek van skeiding. En die mens in sy sondige toestand was geskei van God en van sy doel en sy wil wat hy vir jou en vir my as 'n individu gehad het. En deur al die eeue heen was daar daardie skeiding, en daar was maar 'n paar individue wat onthou het en wat gehunker het en gesmag het om God se wil te soek en dit te doen. En ons ken van verskeie mense, ons ken van Noag en ons ken van Josef en van Moses en baie ander voorbeelde. En God se wil om met die mense intieme verhouding te hê. En dat hy sal heers en dat dit goed sal gaan met die mens na liggaam, na siel en na gees. Maar soos ek gesê het, die mens het ook 'n wil, en die mens se wil is, ek wil my eie ding doen. En die duidelikste en die mooiste voorbeeld is die verhaal van die verlore seun, wat gesê het, en ek sal opstaan en ek sal aan my vader gaan. Die wil van die vader van hierdie seun, hierdie verlore seun, was dat hulle in 'n wonderlike atmosfeer en 'n eenheid sal saam woon en saam sal floreer en sal heers. Maar hierdie seun sê, ek wil my eie ding doen. Gee dit wat my toekom. En ons ken die hele verhaal. En hoe dat hy ook tot homself gekom het, toe hy verlore was, toe hy alles verloor het, en gesê het, ek sal opstaan en
na my Vader gaan. En natuurlik die heel mooiste voorbeeld wat ons in die woord het, is die gehoorsaamheid en die toewyding wat Jesus aan sy Vader gehad het. Hy het gesê, ek het gekom om die wil van my Vader te doen. En ons sien in die begin toe die mens ongehoorsaam was, sonde in die wêreld gekom het, het die gehoorsaamheid van Jesus Christus veroorsaak dat ek en jy met die Vader weer versoen kon word. Nou, ons praat oor 4 verskillende wille. Ek weet nie of daar so 'n woord is nie, wil. 4 verskillende wille. Is 'n woord wat ek self geskep het. 4 wille. My wil, God ons hemelse Vader se wil vir my as 'n individu, God se universele wil, maar natuurlik dan ook die wil, dit wat die sielsvyand vir jou en vir my wil. En ons sien dit ook so baie duidelik, die woord praat daarvan, hy sê dat die dief het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Die sielsvyand het geen goeie, hy wil niks goed vir jou hê nie. Hy wil jou net verwoes en daardie verhouding wat ons met Vader het, tot niet maak. En kom ons kyk net vlugtig, ek wil net by God se universele wil stil staan, maar kom ons kyk net vlugtig na my wil in die eerste plek. En ons moet vanoggend besef, dat ek het 'n wil gehad voor my bekering, maar ek het ook 'n wil na my bekering. Voor die bekering was dit net myne, ek, alles wat ek, wat kan ek daaruit wen? Wat hou dit vir my in? Baie ingekeer tot myself, net wat ek wil. Maar dan natuurlik ook na ons bekering, sê die skrif, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygaan. Kyk, alles het nuut geword. En in hierdie nuwe skepsel wat ek is, soek ek net die wil van my Vader. En natuurlik, 'n lewe gebeur, ons lewe in 'n gebroke, stukkende wêreld, en baie kere kan ons na verkeerde stemme en verkeerde besluite neem. En daarom was dit vir my so wonderlik en so nodig en so noodsaaklik om hierdie video te luister, om my wekker te stel vir 2 minute na 11. En dit beteken dat daai 2, soos ons gehoor het, 2 minute na 11, spreek van Lukas 11 vers 2, waar Jesus sê, so moet julle dan bid, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so op die aarde. En daarom is dit so belangrik, dat ek my wil, onder die wil van Vader sal inbring, en in lyn sal kry, met die wil wat hy vir my lewe het. In Lukas 22 vers 41 en 42 lees ons, en hy het hom van hulle afgesonder omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi, en neergekniel en gebid en gesê, Vader, as u tog maar hierdie beker van my wil wegneem, want ek wil hê ons moet vanoggend sien, dat ons uiteindelik gaan ons uitkom by die sakrament wat ons vanoggend gaan bedien en gaan aan deel hê. En dit is ook 'n geleentheid waar ons kan stil staan en ons eie lewens in 'n oënskou kan neem en kan sien hoe is my verhouding met Vader? Waar neem die wil van Vader? Hoe prioriteit is sy wil in my lewe, in my alledaagse lewe? En dan bid Jesus, Vader, as u tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar laat u wil geskied. En dan sien ons dat Vader ook vir elkeen van ons individuele wil hê. Ons lees in Romeine 12 vers 1 en 2 wat Paulus skryf, en hy sê, ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens.
en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. En ook in 1 Tessalonisense die 4de hoofstuk vers 3 sê hy, want dit is die wil van God, julle heiligmaking. Nou daar is nog baie ander skriffies wat ons kan aanhaal vanoggend, maar ek dink hierdie twee is net genoeg om vir jou en vir my te laat besef dat God het ook 'n individuele wil vir elkeen van ons se lewens. En ons moet dit soek met alles wat daarin ons is. Want alleenlik wanneer ons in sy wil of ons wil in lyn is met sy wil, dan kan ons skepingsdoel bereik wat God vir jou en vir my in gedagte gehad het. En dan kom ons by dit wat ek net 'n oomblik wil stil staan. God, ons hemelse Vader, se individuele wil. Ek net gou kyk, dit is in 1 Timoteus, die 2de hoofstuk. In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegging gedoen word vir alle mense, vir konings en almal wat hooggeplaas is, sodat ons 'n rustige en 'n stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot die kennis van die waarheid kom, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, as 'n getuienis op die regte tyd. En wanneer ons vanoggend stil staan in hierdie oomblik wat ons deel gaan hê aan hierdie sakrament, dan dink ons onwillekeurig, waar het dit begin? Wat is die begin van hierdie simbole waarvan hierdie sakrament spreek? En dan moet ons heel teruggaan na die begin toe, na Genesis 3 vers 15. En ek sal vyandskap tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. So hier sien ons dat God reg aan die begin 'n belofte maak om sy wil bekend te maak en sê daar sal iemand kom wat hierdie effek van die ongehoorsaamheid van die mens uit te kanselleer en weer te herstel in die oorspronklike wil en doel wat ek vir die mens gehad het, en hy sal die sielsvyand oorwin en ons weer versoen met ons hemelse Vader. En dit word bevestig in Hebreërs 2 vers 14 en 15. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier, en praat van Jesus Christus, ons verlosser, op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het, dit is die duiwel, en almal kan bevry wat hulle lewe lang uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. En wanneer ons praat van of dink aan slawerny, dan dink ons onmiddellik wie was in slawerny en waar het die Pasga of die simbole of die sakrament vandaan gekom, sy oorsprong gehad. En dan lees ons in Exodus 12 en Exodus 12 vers 1 tot 7. En die Here het met Moses en Aaron in Egipte gespreek en gesê: hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê:
Op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem, volgens die familie 'n lam vir 'n huisgesin. Maar as die huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman, wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletal. En wat elkeen gewoond is om te eet, moet julle die getal van die lam bereken. Julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie. Van die skape of van die bokke kan julle dit neem. En julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bodrempel aan die huis waarin hulle dit eet. Vers 12, want ek sal in hierdie nag deur Egipte trek en al die eersgeborenes in Egipte tref, van mense sowel as diere, en ek sal strafgerig oefen oor al die gode van Egipte, ek die Here, maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan en daar sal geen vergeldige plaag onder julle wees wanneer ek Egipte land tref. En hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees en julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Julle moet dit in julle geslagte as 'n ewige insetting vier. En ons weet van daardie tyd af het die Israeliete, die Jode, elke jaar 'n Pasga gehou. En hulle het hierdie jaar ou lammetjie sonder vlek, sonder enige gebrek, het hulle geoffer vir vergifnis van hulle sondes, met die gedagte aan dat God hulle uit die slawerny uit weggeneem het. Maar jaar na jaar moes hulle dit gedoen het, omdat hierdie offer wat hulle gebring het onvolmaak was. Want hulle het maar net weer gesondig en hulle moes maar net weer 'n lammetjie offer die volgende jaar. Maar hierdie hele proses, hierdie hele instelling het heen gewys na 'n volmaakte lam wat God sou stuur op die regte tyd. En dan hoor ons die woorde van Johannes die Doper wat uitroep: daar is die lam van God, die redder van die wêreld. En dit is so wonderlik dat ek en jy die produk of die voordeel daarvan kon trek, van hierdie ingryping en van hierdie volmaakte tydsberekening van God. Maar in die volheid van tyd het Vader dit gewil om sy seun as die lam van God, die volmaakte offer te stuur, sodat almal wat hom aangeneem het nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En daarom het Jesus, omdat hy geweet het, dit is die rede waarvoor hy gekom het. Hy het gesê, ek het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar ek het gekom om die wêreld te red. Verklaar hy in Lukas 22 vers 15 sê hy: ek het baie sterk daarna verlang om hierdie Pasga, want Jesus het gesê of gedink of geweet dat hierdie Pasga wat hy gaan gebruik saam met sy disippels, saam met sy mense, gaan die heel laaste Pasga wees soos wat die wêreld, soos wat die mens dit ken. Want hy lei 'n nuwe verbond, 'n nuwe tydvak lei hy in. En hy sê dan ook dat dit is die laaste keer dat ek hiervan deel sal hê voordat ek weer sal gebruik in die ewige lewe. Ek het baie sterk daarna verlang om hierdie Pasga met julle te eet voordat ek lei. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. En toe het hy 'n beker geneem, gedank en gesê: neem, dit is deel dit onder julle. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok voordat die koninkryk van God gekom het nie. Daarom neem hy die brood
En nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort is. En dis waar ons vanoggend by stil staan, by hierdie sakrament wat ek en jy aan deel het. Wat vir jou en vir my wys wat die wil van Vader vir elke individu is. Dat jy vir hom kosbaar is en wat met jou gebeur en wat jy deurgaan vir jou belangrik en kosbaar is. En wanneer ek en jy daarin deel het, dan bely en verklaar ons ook, nie my wil nie, maar laat u wil geskied. En ons weet dat die wil van Vader is net sy wil vir jou en vir my, is dat dit goed met ons moet gaan, na liggaam, na siel en na gees. En daarom in die nag wat hy verraai is, dat hy brood geneem, dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. En ook die beker na die ete met hierdie woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtes. Want so dikwels as julle van hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. En ek wil hê dat ek en jy vanoggend moet vorentoe kom en sê, Here, dankie dat u 'n wil vir my lewe het. Dankie dat ek daarop kon gereageer het. En dankie dat ek my wil in lyn kan bring met u wil vir my lewe. Ek nooi u, kom ons neem deel aan hierdie sakrament, die brood wat spreek van die liggaam wat verbrysel is en die beker wat spreek van die bloed wat vir jou en vir my gestort was. Amen. Kom hy vier, hy is koning.
Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike geleentheid en dankie dat ons deel kan hê aan hierdie sakrament wat spreek dat ons weer eens versoen is met ons Vader. Daardie kloof, daardie verwydering tussen ons en U is verwyder. Die voorhangsel is geskeur van bo na onder en ons kan inbeweeg met 'n groot vertroue en vrymoedigheid om voor U neer te buig en te vra, laat U wil geskied. Seën elkeen en waar ons ook al beweeg, wat ons ook al doen in hierdie week, dat ons sal besef dat U het 'n wil, 'n doel met elkeen van ons se lewens en dit ons hartsbegeerte sal wees. Ons strewe om ons wil in lyn te bring met U wil. Word verheerlik in en deur ons lewens, is my gebed in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen.